Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook weer vanoggend vanuit sy woord kan hoor hoe groot die werke van die Here is en hoe wonderlik sy genade is. En mag die Here ook vir ons krag gee deur sy gees om dit ook vanoggend weer opnuut te besef. Kom ons lees vanoggend saam uit Rigters hoofstuk 9 vanaf vers 6 tot en met vers 15. Toe het al die burgers van Sichem en al die mense van Milo bymekaar gekom en vir Abimelek gaan koning maak by die groot boom langs die klippilaar van Sichem. Dit is aan Jotam vertel en hy het op Gerisimberg gaan staan en vir hulle geskree: Luister na my leiers van Sichem, dan sal God na julle luister. Die bome het op 'n dag gegaan om vir hulle 'n koning te salf. Hulle het vir die olyfboom gesê: Wees koning oor ons. Maar die olyfboom het vir hulle gesê: Moet ek my olieprys gee, waarmee ek eer betoon word aan gode en mense? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die vyeboom: Kom wees jy koning oor ons. Maar die vyeboom sê vir hulle: Moet ek my lekker soet vrugte prys gee? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die wingerdstok: Kom wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok sê vir hulle: Moet ek my wyn prys gee met wyn wat gode en mense bly maak? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê al die bome vir die doringbos: Kom wees jy koning oor ons. En die doringbos sê vir hulle: As julle my werklik wil salf sodat ek koning oor julle kan wees, moet julle almal in my skaduwee kom skuil. As julle dit nie kan doen nie, sal daar 'n vuur uitgaan uit die doringbos uit, en dit sal die seders van die Libanon verteer. Ons lees net tot sover. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is baie uniek. Dit is een van 2 fabels wat ons in die Bybel kry. En die eienskappe van 'n fabel is dat nie menslike elemente menslike eienskappe kry. En dikwels is daar dan ook 'n les wat uit hierdie vertellings geleer word. In hierdie gedeelte in Rigters word die bome as mense beskryf. En hierdie bome staan op soek na 'n koning. En dit wys vir ons Israel se verlange om 'n leier te kry, maar Israel is nie bereid om afstand te doen van hulle sondige afgoderry nie. En die verhaal gaan dan verder om 3 moontlike konings te beskryf. En elkeen van die 3 bome wat as moontlike konings kan dien, dra sekere waarde in dit wat hulle verteenwoordig. Die olyfboom met sy vrugte wat ryk is aan olie verteenwoordig oorvloed in die materiële sin van die woord. En so sien ons dat die volk met baie gemak 'n afgod maak van weelde en besittings. En die volgende opsie is die vyeboom met sy vrugte, en dit verteenwoordig dan sekuriteit en guns, en in besonder God se guns. En dit wys net op die valsheid van die volk daarin, dat hulle God se guns wil wen, maar nie wil afstand doen van hulle afgoderry nie. En die volgende opsie is die druiwewingerd met sy vrugte. Die wingerd verteenwoordig die politieke oorvloed, wat die soeke is van al die volke in die omgewing. En ook in hierdie opsig word 'n bespotting van God se guns gemaak, en word die volk se arrogansie weer eens uitgewys. In al 3 hierdie koninklike opsies sien ons die versoeking van die wêreld en sien ons ook die wyse waarop die duiwel Jesus versoek het in Matteus 4. En die laaste opsie wat dan op die tafel kom as koning in hierdie fabel is die doringbos. Hierdie doringbos is nie die bekende doringbome van die bosveld nie, maar 'n doringagtige onkruid wat geen opbou en bydra gemaak het in die natuur nie. Hierdie boom het niks om te bied nie, maar 'n valse idee word gegee dat hierdie opsie die beste opsie is vir die koning. En die doringbos skep die valse idee dat die vuur daar buite is en dat daar geen veiligheid is vir die ander bome as in die skadu van hierdie doringbos nie. En so sien ons in die verklaring van hierdie fabel dat die volk presies kry waarvoor hulle gevra het en wat hulle verdien. Hierdie goddelose volk verdien 'n goddelose koning. En dit is juist hierdie koning wat die volk verder tot 'n val sal lei. In elkeen van hierdie moontlike konings sien ons iets van die gawes wat die Here gee. Dit beteken egter niks wanneer ons God se gawes aanbid, maar van God vergeet nie. God is die enigste een wat ons aanbidding waardig is. In hierdie fabel word die uitroep van elke mens aangespreek in sy soeke na 'n leier. En die realiteit is dat daar geen aardse leier is wat die noodroep van die mens kan antwoord, soos wat dit geantwoord is deur Jesus Christus nie.
Hy is die ware en enigste koning. Hy gee nie valse hoop nie. Sy beloftes loop nie uit op niks nie, maar hy is die antwoord op die nood van elke gelowige, wat die genade van die Gees uitroep tot God. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 131, ons gaan daarvan saam sing verse 2 en vers 3. Psalm 131 verse 2 en vers 3, daarna gaan ons saam bid. Voorwaar my siel is in my stal, weer een met God se heil geval, net soos 'n kind tevrede by sy moeder is my siel in my. Laat Israel op die Heer vertrou, sy hoop op Gods ontferming bou, en stil berus in sy beleid, van nou af tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons dankie vir nog 'n dag wat U gegee het. Nog 'n dag waar ons ook kan besef, U het dit gemaak. U gee vir ons die kosbare gawe van tyd, iets wat ons nie kan skep nie, maar iets wat ons kan gebruik tot U eer. En daarom vra ons ook, Here, lei ons dat ons vandag ons tyd sinvol sal gebruik. En alles wat ons aanpak, hoe ons prioriteite saamstel, U daarin verheerlik sal word. Help ons ook om die tyd uit te koop, om die meeste te maak van elke situasie. Nie vir ons eie eer nie, maar vir U eer. Help ons waar ons dikwels ons eie afgode oprig, in ons tyd, in ons geld en in ons besittings. Lei ons om te besef, dat ons nie daarop kan vertrou nie, maar moet besef, dit is gawes uit U hand uit. Vergewe genadiglik al ons sondes, nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar alleen omdat U genade vir ons genoeg is. Amen. In vanoggend se oordeenking gaan ons weer na die persoonlike lewe van die mens kyk. Elkeen van ons as individue. En die groot versoek wat gerig word van burgerlike gehoorsaamheid, hoe ons gehoorsaam moet wees aan dit wat die regering ook in hierdie tyd vir ons beveel. En daarmee sê ek nie ons moet skielik opgewonde wees oor die inperking nie, maar ook kan besef dat ons tot 'n mate in hierdie tyd ook die samelewing kan opbou, juis deur gehoorsaam te wees. Daarom dat ons ook in besonder sal dink in terme van ons eie positiwiteit, en ook dat ons sal bid dat ander mense ook in hierdie tyd kan positief bly, maar ook in besonder dat ons in ons gehoorsaamheid 'n voorbeeld sal wees, dat ons ten spyte van die feit dat ons nie in kerkgeboue by mekaar kan kom nie, nog steeds as gelowiges 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld, deur te doen wat reg is, nie in die oë van die regering nie, maar om te doen wat reg is in die oë van die Here. Mag God ons ook daartoe lei, en mag jy 'n geseënde dag hê. Totsiens.